Baie welkom. Ek is baie bly dat jy ingeskakel het hier op 100 tot 104 FM wêreldwyd by rsg.co.za en dat jy vanoggend onthou het dat ons regstreeks vanaf die Woordfees hier uitsaai. Die volgende week, volgende paar dae, is ons vanjaar by die Praat Saam gespreksreeks moontlik gemaak deur die Universiteit van Stellenbosch se bestuursontwikkeling. Verlede jaar het die Konstitusionele Hof bevind dat die Weskaapse Departement van Korrektiewe Dienste se 2010 billike indiensnemingsplan teen 7 bruin tronkbewaarders gediskrimineer het. Nou ingevolge die plan is hulle nie oorweeg vir bevordering nie. En onlangs het 'n privaat uitgewer op sosiale media grove veralgemenings oor veral bruin vroue gepropageer wat sommige sal noem haar navorsing en wat hulle op hierdie maandagooggend as hulle dit weer sou hoor warm om die bors sou maak. So wat bruin mense se lot se rol in Suid-Afrika 23 jaar in ons demokrasie? Word daar of verlang daar, benodig daar, is daar 'n behoefte aan 'n nuwe gesprek oor bruin wees? Ons praat vanoggend met professor Nico Koopman, hy is visierektor by Sosiale Impak Transformasie en Personeel aan die Universiteit van Stellenbosch en ek gesels ook met Dr. Willa Boesak, is 'n navorser, meer gemoeid met Khoisan navorsing en skrywer en ons hoop ons kan later kan Sylvia Vollenhoven by ons aansluit. Sy skrywer van die boek Keeper of the Camp. Dankie vir julle tyd vanoggend Dr. Boesak. Dankie ook vir jou beskikbaarheid professor Koopman. Ek net myself hier regskuif. So nou daar's gedurig hierdie twee groeperinge. Die mense wat sê nie nog 'n gesprek oor bruin mense nie. En ander wat sê daar's nie genoeg gesprekke oor bruin mense en hulle kwessies nie. Waar val jy in Dr. Boesak? Goeiemôre luisteraars. Die punt is dat daar juis nou meer as ooit gesprekke nodig is oor bruin wees. Omdat bruin wees, soos ek dit sien, is eintlik 'n baie oop, dinamiese en wat ek noem 'n evoluerende identiteit. Kom ek verduidelik dit kortliks. Ons moet onthou dat genetici en argeoloë het bevind dat die moderne mense, dat wil sê van duisende jare gelede, volgens DNS-toetsing, was die Khoisan mense, of is die Khoisan mense. Dit wil sê, dat die Khoisan mense, het die se bruin kleur, is eintlik die grondkleur van die mens. Maar daar het deur baie die Khoisan mense, as die eerste inwoners van Suider-Afrika, en spesifiek Suid-Afrika, het deur baie fases gegaan. Baie kortliks. Omtrent so toe ons was alleen hier, ons het lekker gewoon en niemand het ons geplan nie, maar omtrent 2500 jaar gelede toe het ons swart broers en susters gekom in die noorde van Afrika en by ons aangesluit. Ons het ondertrou sodat jy selfs 'n Khoisan stam kry soos die Konut Khoebe van die Ooskaap wat 'n swart Khoisan stam is. So dit gaan amper nie oor ras nie. Dit gaan oor die vermenging, dit gaan oor ondertrouery van kultuurgemeenskappe en etnisiteit eerder as 'n rassebegrip. Dit is waaroor bruin wees gaan. En dan het ons natuurlik 'n verdere ontwikkeling gehad met die inkomens van die slawe 1655 wat ons weet 'n hele potjie kos van kulture gebring het met ons uit die ooste uit veral, maar ook uit Afrika, uit Madagaskar, uit China selfs, wat mense dikwels vergeet, uit Indië, Indonesië ensovoort. So daar het 'n ontwikkeling plaasgevind dat bruin wees 'n heeltemal ander identiteit begin kry met die vermenging ook van Khoisan mense en die verskillende groepe van slawe. Dan later kry ons met die Engelse kolonisering, was die slawe toe vrygestel 1834, 1838 en die Engels het nie geweet wat om met ons te maak nie en toe gooi hulle die vryslawe en die Khoisan bymekaar en hulle noem die groep people of color, waar uiteindelik die woord kleurlinge as 'n Afrikaanse variant of vertaling vandaan kom. So, en dan natuurlik die Nasionale Party, ek is self gebore in 1948, so niemand kan my iets vertel van apartheid. In 1950 kry ons die rasseklassifikasie wet wat op 'n netjiese ry al die bruin mense bymekaar gesit dat hulle kan weet wie om te regeer. Kaapse kleuring is nommer 1 en dan kry Chinees anderkleurig gemeng. Ek self is geklassifiseer as gemeng.
asof ek 'n resep is, gemeng maar daar was ook 'n kategorie wat genoem het Hottentot en Boesmans. Maar tussen hakies het hulle gesit native en baie brekerige Kaapse kleerling wou nie geassosieer wees met hierdie kategorie Hottentot of Boesman, want dit klink te lelik en dis eintlik die skaamdeel van breinwees waarmee hulle nie wou vereenselwig nie, en die meeste van hierdie breinmense het hulle self die apartheids rassekategorie van kleerling op hulle self geneem. En natuurlik, ek gaan nou baie vinnig, dan kry jy die 70er jare waar jy die swart bewussyn kry. In swart bewussyn was dit trots vir my om myself as 'n swart teoloog te noem. Ons was polities swart, nie gekleurd nie, maar bruin mense het al meer, veral vooraanstaande bruin mense en studente, het hierdie kategorie omhels as 'n trotse, 'n nuwe politieke identiteit teen die gemeenskaplike vyand van apartheid. Maar 94, toe skrik ons met onnigtering wakker dat die nuwe regering aanvaar ons toe nie as swart mense nie, en toe is ons teruggeplaas in ons breinhoekie. En nou raak dit 'n hele nuwe dinamiek, van die Khoisan herlewing beweging begin in 1997, en terwyl die mense skaam was, moet ons sê dat duisende breinmense nou hierdie identiteit van hulle begin aanvaar. Daarom sê ek dat 'n nuwe debat is nodig oor breinwees en wie en wat ons is en waarin is ons op pad. Dankie Dr. Boesak, die stem van Dr. Willa Boesak. Intussen is Sylvia Vollenhoven, skrywer van die boek Keeper of the Camp, by ons aangesluit. Môre Sylvia, en jy kan baie sterk identifiseer met hierdie swart bewussyn en identifisering daarvan. Waar staan jy nou en waar plaas jy nou hierdie worsteling wat breinmense ervaar oor wie hulle is en wat hulle is en waarin hulle op pad is? Ek dink Dr. Boesak het dit so mooi uitgestel, in kortliks uitgestel, en dis presies waaroor my boek The Keeper of the Camp gaan. Die boek is in 4 dele. Die eerste dele sy naam is Mixed, en omdat dit is wat op my geboortesertifikaat geskryf was. Die tweede gedeelte is Colored, en dis 'n ding waarmee ek geworstel het as 'n jong mens. En die derde gedeelte is Black, en is soos Dr. Boesak nou gesê het, the BC movement het ons almal opgesweep en ons almal baie opgewonde gemaak, en jy was tot diep in jou siel en daarvan deel. En die laaste gedeelte van die boek is Khoisan, en dit is waar ons nou is. Almal daai name is nie net name nie, Boesman, Brein, Gam, Kleerling, Hottentot, en my favorite Anders kleerling, Anders klerig is. Anders is wat? Seker anders is wit. En waar ons nou is amper asof daar ewige gedrang is. Mense skree en praat en huil en wrog, en dit is so nodig, want hierdie name en hierdie geskiedenis wat so mooi hier uitgelê was, dit was nie net name en woorde en gebeurtenisse nie, dit het diep letsels gelos. En wat met ons voorvaders en voormoeders en ons voorouers gebeur het, sit nog diep in ons en ons kinders. Ek is nie meer so bekommerd oor wie ek is en wat ek is nie, maar my stem is belangrik. Ek is baie bekommerd oor waar ons kinders sit met hierdie letsels, met hierdie trauma, en die feit dat ons so aanvaar dat in ons gemeenskappe is die dronkenskap en die drugs en die misdaad en die gebroke families, dit is net 'n feit. Dit kom uit eers uit, dit kom uit daai pynlike geskiedenis wat ons nou hier uitgelê het. En as ons nou net wil rehabs bou, is dit 'n gemors van tyd. Ons moet kyk na daai geskiedenis en ons moet healing gaan vind in die waarheid, want is nie net die feit dat mense, die massacres, mense is vermoor nie, mense is agtergelos nie, hulle tale is weggevat, hulle identiteit is weggeneem, hulle trots is weggeneem. Dis die feit
dat hulle uit die geskiedenis uitgeskrywe is. Ek kan nie 'n geskiedenisboek optel en 'n held gaan kry wat 'n Khoisan man was of 'n Khoisan vrou was nie. En die feit is dat die eerste opstande teen die koloniste was onder ons mense. En dit moet geskryf word en dis die stories wat moet uitkom sodat ons daai healing kan kry. Healing kom nie net uit sulke mooi diskoerse nie, maar dit is belangrik. En uit rehabs nie, dit kom uit gaan uitvind wie ons is en wat ons is. En hoe het daai letsels en daai oop wonde en daai trauma oorgespoel in die samelewing wat veral bruin mense sê vandag hulle lewens kenmerk? Ja, goeiemôre Lenet, Willa, Sylvia, luisteraars, gehoor. Dankie dat ons kan praat hieroor, Lenet. Ons moet eerlik wees en sê daar's mense wat ook erg versigtig is oor die tema wat ons vanmôre aanspreek. Mense wat sê, maar hoekom praat julle oor breinwees en oor breinletsels? Maar ek het omtrent 4 redes hoekom ek wel deelneem en voel is belangrik dat ons oor hierdie spesifiekhede en spesifieke pyne in ons land praat. Die eerste rede se naam is Nelson Mandela. Nelson Mandela het vir ons kom wys, gedemonstreer, daar's net een menslike ras. En binne daai een menslike ras is daar verskillende kleure, kulture, tale, etnisiteite as jy wil. En praat oor daai spesifiekhede, maar praat met die oog nie op verdeling soos in die Verwoerdiaanse era en ander apartheidseras nie, maar praat met die oog op eenheid en met die oog op gelykwaardigheid. Die tweede rede hoekom ek praat, sy naam is Thabo Mbeki. Mbeki het ons hy skitterende, onvergeetlike I am an African toespraak gegee. En binne daai feit dat ek is bruin, maar ek is meer as bruin. Ek is African, ek is Afrikaan. Praat ek gemaklik oor bruin wees, want ek is altyd meer. Jy weet, meer identiteite is ligte identiteite, gasvry, vrolik. Hierdie minimum identiteite van ek is net dit, maak vir jou angstig, jy voel bedreig. So ek praat 'n bietjie Afrikaans oor breinwees en Mandeliaans. Die derde rede is Desmond Tutu. Emeritus aartsbiskop Tutu het op 'n call gesê, I'm a good ecumenical because I'm a good Anglican. Daarmee het hy gesê, vanuit sy spesifieke Anglikaan wees, kan hy ekumenies wees. Interkerklik, intergeloof, kan hy ook mense wat nie aan godsdienstige oriënteringe behoort nie, omarm. So, ook met daai feit van 'n groter omarming, praat ek dan. En my laaste rede is, mense wat saam met ons op hierdie paneel sit, Willa Boesak, wat my dosent by UWK was in etiek, Sylvia, my neef Obi Phillips aan Kimberley wat sê, Nico, binne breinwees, moet jy selfs verder gaan. Moet jy kyk na die spesifiekhede. Ek en jy kom van Griekwa stad, Nikershoop, daai wêreld af. Speur na en kyk na daai subgroepe binne brein en waardeer dit. En veral kyk waar daar wonde is wat geheel moet word. So moet ons as hierdie een menslike ras, dink ek, saam kyk waar die spesifieke wonde van isiXhosa, van brein, van Griekwa, hoe jy ook al wil sê, en kom ons werk saam om dit te heel. Sylvia het nou gepraat oor hierdie letsels en dit goed en wel is om al hierdie rehabilitasiesentrums vir dwelmverslawers te hê of gesprekke te hê oor wat die probleme is. Die feit dat ons so haastig met versoening probeer werk het in Suid-Afrika die afgelope paar jaar, het dit nie tot nadeel gestrek van meeste Suid-Afrikaners wat aan die een kant verstaan ons nog nie eers mekaar nie, praat verby mekaar nie, maar binne 'n groep mense, daar was nog nooit ruimte vir daai pyn om lig te kry nie, om iemand om te sê, ons erken, dit is nie 'n pyn vir almal nie, almal is op dieselfde manier geraak nie, kom ons gee tyd en aandag en plek en ruimte daaraan. Ek stem 100% saam. So hoe gaan ons terug? Hoe kan ons teruggaan? Want dit vererger, dit verbeter nie. Ons moet ruimte skep, Lenet. Ek dink, jy weet, jy praat van die haas van versoening. Ek dink op daai stadium, so 20 jaar gelede, was dit baie belangrik. Ons moenie vergeet dat ons by 'n kruispunt was waar geweld een opsie was en reconciliation en hierdie soort versoening. So die spoed daarvan was op daai stadium nodig. Nou kan ons
bietjie terugstaan en sê, okay, what do we need to address next? Waar is ons nou en wat moet ons nou na kyk? En dit is soos in jou eie familie. Jy weet, as daar groot probleme in die familie kom, almal rush en sê, okay, we've got to do this, ons moet nou dit doen, en dan help dit nie so lekker nie, maar dan kan ons terugstaan, achteruitstaan en sê, okay, next step. En elke stap gaan ons net 'n bietjie dieper en 'n bietjie dieper in die probleem. So ek is baie opgewonde dat ons nou by 'n stadium is wat ons regtig diep kyk na ons persoonlik wat in ons siele aangaan in respek van ons geskiedenis en hoe ons aangetast was. Ons kan later vanoggend terugkom daarheen oor wat die verskillende maniere benaderings is hoe ons daarmee dit kan hanteer. Ja, Lenet, ek dink as dit kom by versoening, dan besef breinmense en Suid-Afrikaners oor die algemeen besef nie eintlik hoe 'n uiters sentrale rol en belangrike rol die breinmense moet speel in terme van versoening nie. Vriende van my is altyd lief om te praat van breinmense as die polony tussen die broodjie en jy weet we hebben die hotdog, ons is die dog dat tussen die stukkie wors in die broodjie en sulke goed. Maar eintlik selfs grappenderwys is daar eintlik 'n baie ernstige kant daaraan. Ek dink nou so toe genetika nog in sy kinderskoene was in die 70er jare, het 'n genetikus, 'n Suid-Afrikaanse genetikus bevind. Nou luister hoe interessant is dit. Dis nie presies nie, maar dit gee vir jou aanduiding dat jou deursnee breinmens, wat dit ook al mag wees, maar jou deursnee breinmens geneties bestaan uit 36% Khoisan, 34% Europees en 30% Asiaties. Dit beteken dat oor die algemeen in elke breinmens is daar iets soos 3 kontinente. Azië, Afrika en Europa. Wat dit sê dat binne in ons lê alreeds al die genetiese moontlikhede tot versoening, omdat ons as breinmense, soos Nico nou pas gesê het, ons moet nie so kleinlik dink nie. Ons moet eintlik al ons identiteite omhelp. Ons is 'n oop groep. Ons is nie 'n geslote groep nie. Omdat ons geneties so saamgestel is, moet ons alle kulture, soos as ek nou sê ek is 'n Khoisan, dan moet ek kom tot by 'n punt wat ek sê, die reël wat my intellektuele eiendom is ook die moslimsin, maar die kooksuster wat hulle bak is ook myne, en hy brede openheid van breinwees moet ons omhels, en as 'n mikro reënboognasie kan ons 'n besondere versoeningsrol speel vir die makro reënboognasie. Daar is 'n paar kommentare vanaf die gehoor. Jody gaan tot daar kom en vir jou die geleentheid gee. Staan net op asseblief. Laat Jody toe om die mikrofoon vas te hou. Gee 'n naam vir die luisteraars by die huis en hou dit kort moontlik sodat ons so 'n wye verskeidenheid mense baie vinnig kan hanteer. Môre net Prof Nico, Willa, Sylvia. Môre aan julle. Die gesprek moet eintlik net gaan tot 10:00 toe, maar want dit is 'n 350 jaar geskiedenis, so jy kan my nie nou sê ek ben nou vinnig en hastig, wie jy jaam my nou aan net ek like sê daai nie, né? Thank you. Kykie, ek is Kabot Zochoms, maar die pyn waarvan die prof en Sylvia praat en Willa praat, dit is hier staan ek nou as 'n bewys. Ek is Kabot Zochoms. Maar omdat my oupa vertrap en my oupa en my ouma vertrap was en my paale omdat dit seer was om Zochoms te wees en hulle Bochoms genoem het, en hulle besluit, nee man, die van is nie so mooi nie, en die tyd mos nou nie. Toe koop hulle die van uit, toe maak hulle vir my Matthews. So op my ID document is ek Hubert Matthews, maar ek is eintlik 'n Khoisan, ek is Kabot Zochoms, ek praat dan by my stilletjies in my oor dit gesê. Ek wil net by Dr. Boesak aansluit daar, aan die begin ek is bly jy dit reggestel, is nog op die lig, Jody? Ek het dit eerder reggestel oor die 34% Europees. En daarom is ek bly oor my, maar in die begin het jy dit nie genoem nie, maar ek dank jy daarvoor. Nou is ek bly vir my witbroers, my halfbroers wat hier so sit. Kyk, ons is nie stief nie, ons is half. En ek is bly vir julle wat tot julle besef dat ons half is. En dat ons bloedfamilie is. En dit is waaroor die gesprek oor breinwees gaan. Nou ek wil net vir sê, die breinwees in my dok is 'n bietjie dieper. John Adair skryf oor Confucius, oor die noem van 'n naam van dinge. Nou, om ons te noem die naam van dinge, toe sê die gentleman. Ons is allemaal hier so, ons sê gentleman nie. Nou beteken nie ons is skolies nie. Soos julle weet, julle akademici, gentleman is eintlik the sons of the rulers. Nou hier is net 'n paar sons of rulers hier so, waarvan ek een is.
So ons moet baie versigtig omgaan oor wat dit beteken om brein te wees. Om brein te wees beteken dan meer as enige iets. As om Khoisan te wees 36% en wit te wees 34%. En tot die wit mense dit om embrace en daardie radikale ekonomiese en politieke breinverskuiving maak waarvan Tim gister geskryf het. En die ekonomiese bevoordeling met ons deel omdat ons erfenis gehou het, kan dan nie eintlike versoening wees tussen ons en ons halfbroers nie. Dis waar die gesprek gaan, dankie. Baie dankie vir daardie inset. Kom ons beweeg aan. Ons kan nou daarop kommentaar lewer. Lenet, goeiemôre. My naam is Dennis. Môre Dennis. Ek kom daar uit Bellville uit. Toe ek nou weer die onderwerp van vanoggend se bespreking na kyk en sien, is daar 'n nuwe gesprek oor breinmees. Het dit vir my half 'n beklemming om my hart weer gekry. Nog 'n gesprek oor breinwees, het ons nie al genoeg daarvan gehad nie. Ons is mos Suid-Afrikaners, man. Hoekom ons weer eens in die hokkie moet gaan plaas? As ek worstel met my nalatenskap en van waar ek kom, is dit my worsteling. As ek met my kinders hieroor praat, as hulle antwoord van my pa, maar jy's oudtydsman, dis goed wat verby is. Ons wil vorentoe. As ek vir my seun sê, jong, los daai wit meisie wat jy het, man. Dan wil hy met my baklei. Hy het vir my sê, pa, jy wil teruggaan. Ons moet vorentoe in die lewe gaan. Ek is half oortuig, ons steek te veel vas by ons breinwees. Ons is Suid-Afrikaners. Ons moet dit omarm, die groter geheel, en daarvan deel word. En nie elke keer vassteek by ons breinwees nie. Ek sê weer, dit gee my 'n beklemming om die hart. Ek voel benope, ek voel vasgevang, as ek elke keer 'n brein tag op my voorkop moet kry. Ek wil wees wat ek wil wees. Laat my toe om te wees wat ek wil wees. Dankie Dennis. Dankie. Jy sal onthou met die inleiding vanoggend het ek gesê dis wat 'n mens die gevoel kry dat aan die een kant sê mense dis nodig om 'n nuwe gesprek te hê, aan die ander kant sê mense nog 'n gesprek oor breinwees en waar val ons in. Jy kan dit nie ignoreer nie, maar ek stem absoluut met jou saam en terwyl ons besig was om te praat, dink ek ons moet eintlik die gesprek net noem breinmense 23 jaar later, dat elkeen vir homself kan identifiseer wie en waar hy is en hoe hy hierdie ervaring met hom saamsleep. So vanoggend praat ons daaroor. As jy jou insette wil lewer, is jy baie welkom. Kom ons praat oor die punte wat vinnige lig is voordat ons nog van ons luisteraars die geleentheid hier by die Plataan Kafee gee om hulle gedagtes te deel. Dennis se gevoel laat my weet wie ek is. Hoekom steek ons vas, Nico? Ja, ek wil miskien herhaal wat ek in my inleidende woorde gesê het. As 'n mens praat oor spesifiekheid, moet jy regtig binne 'n bepaalde raamwerk daaroor praat. Jy moenie praat met die oog op nuwe geskeidenheid wat jy wil hê nie, met nuwe forme van diskriminasie nie, met 'n breinpa wat dan vir sy kind sal sê nee, ek wil hê jy moet met 'n wit meisie uitgaan nie. Dit is 'n verkeerde manier van praat oor spesifiekheid. En dan ook, as jy praat oor spesifiekhede, moet jy nie net oor breinspesifiekheid praat nie. Daar's ook ander spesifiekhede. Daar's Wit-Afrikaanse spesifiekheid, daar is isiXhosa spesifiekheid. En as jy daaroor praat, moet dit wees met die oog op heling, met die oog op die toekoms, met die oog op eenheid, versoening en geregtigheid. As jy dit nie binne daai raamwerk doen nie, dan neem ek ook nie deel aan gesprekke oor spesifiekhede nie. Maar ek sien hierdie gesprek as die een binne hierdie groter Afrika wees, binne die groter een menslike ras wees, binne die groter soeke na geregtigheid vir almal, maar spesifiek ook geregtighede wat op spesifieke maniere manifesteer by spesifieke groepe. Ek dink ons is anoniem op die lyn. Kom ons hoor of hy of sy nog daar is. Môre anoniem. Hallo Lenet. Môre. Lenet, weet jy, ek kry die breinmense uit my hart uit, jammer. Want weet jy, ek kan nie glo dat mense sulke dinge kan doen nie. Om te meng nie. Die Bybel sê jy mag nie meng nie. En weet jy, ek voel niks vir die mense wat dit doen nie. Want dit is 'n verkeerde ding, my kind. En nou staan van die breinmense wat nou skaam voel.
en ongelukkig voel. Dit is nie reg nie. Goed mevrou. Baie Weet dankie. jy my skat? Dankie vir die oproep. Mooi dag verder. As jy saam wil gesels 021 883 9589 883-9589 of 883-9583. Ons praat vanoggend oor bruin mense 23 jaar later, of daar 'n nuwe gesprek verlang word, wat die kwelpunte is, hoekom sommige bruin mense voel, hulle word nie gehoor nie en word nie raak gesien nie. So jy het net gepraat en jy het gehoor meneer Matthews wat meneer Jochems is wat sê hy voel ten minste word daar nou gepraat sonder ontkenning van wat sy verlede is. Maar doen ons genoeg? Wat behoort ons meer te kan doen? Veral as jy sê en hoor die uitdaging van Louis wat sê ek het aanbeweeg. Ek wil nie meer hieroor praat nie. Ek is wie ek is en ek wil wees wie ek is. So moet my nie terugsleep nie. En tog verander is 'n terugsleep nodig. Ek dink dis 'n baie belangrike punt. Let's move on now. The past is the past. Want daar is waarde daarin, maar ek moet sê dit is baie belangrik om te weet what are we moving on from? Waar vandaan kom ons? As ek nie my geskiedenis ken nie, ek ken nie eens my voorouers nie. Die meeste van die families wat ek ondersoek ingestel het vir my boek toe ek die navorsing doen, die meeste families het nie eens name of foto's van hulle grootouers nie. Jy weet, so op watter platform staan ek? En as ek nie weet waar vandaan ek kom nie, hoe kan ek my toekoms beplan? En dit is waar as mense sê, as jy nie jou geskiedenis ken nie, sal jy moet terugloop. So, dit is baie goed om te sê, ons wil nou vorentoe te beweeg, maar ons moet weet waar vandaan af ons beweeg. En ja, as mense sê, kyk, ons is moeg van hierdie gesels oor apartheid en ras en identiteit en whatever, ons wil nou aangaan met ons lewens, maar wat doen ons dan met al hierdie gebrokenheid, met al hierdie families en kinders en mense wat trauma van die verlede, en dit is 'n baie belangrike punt, dat ons nie net gebore is met ons eie goed en ons eie sadness nie. Ons is gebore met trauma wat uit ons voorouers uitkom. En as ons dit nie aanspreek nie, dan gee ons dit oor vir ons kinders. So ons moet dit aanspreek om dit te stop, sodat ons kan vorentoe beweeg. Kan ek net op daai punt as joernalis vir jou sommer ook vra, want jy kan net uiting gee as jy die ruimte skep en as jy die stemme hoor, as jy dit of op radio hoor, of op televisie hoor, of jy lees daarvan, of jy hoor mense soos vanoggend se trauma. Is bruin stemme, nie net die trauma, die suksesse, die worsteling, die ontkenning, die tuistering, die marteling, dit waar die hulle gaan, is hulle afwesig, en hoe speel ons as media 'n rol daarin om hulle uit te hou, en skep ons genoeg geleenthede, sodat dit ruimte kan of lig kan kry? Jy weet, dit is so 'n belangrike punt, want soos ons vroeër gepraat het oor BC, Black Consciousness, ons wou nie gesien geword het op daai stadium as aparte brein groepies nie. Ons wou deel wees van 'n groot swart bewussynbeweging, en dit is nou verby. En nou is dit tyd om op te staan en te sê, ek is 'n Khoi vrou, of ek is 'n Khoi vrou, of ek is 'n Khoisan mens, en my geskiedenis is XYZ, en ek dring aan op my regte. Jy weet, die political movement is baie belangrik. En op die oomblik het ons sekere vlakke, ons het die akademikusse wat navorsing doen, ons het die skrywers en die kunstenaars wat werke doen wat ons bewussyn kan bevorder, en dan het ons die politics daarvan. Jy weet, daar's Chief D en Princess Di en King D, en almal is belangrik. Almal is vreeslik belangrik om op die tafel te sit 'n nuwe vorm van ons identiteit wat geskep is uit 'n geskiedenis wat die waarheid is. Baie dankie vir die terugvoer. Ons het 'n luisteraar wat saam wil praat daar agter. Môre. Môre vir die professore. My naam is Loukie die Oukie. Ek het in die 70er jare hier buite in die strate rondgehardloop. En ek moet 'n belydenis maak, nie altyd sober nie. Maar nou weet ek nie of hy vanoggend hier is nie, maar ek wil iets sê wat ek geleer het by 'n ou met die naam van Willie Esterhuise. Net hier oorkant het hy vir ons gesê, die filosoof Martin Heidegger het gesê, die taal is die huis van die werklikheid.
As ons taal gebruik, dan skep ons. En daar is sekere goed wat net in taal bestaan. Dit het geen ander bestaan nie. En ek dink Steve Biko het dit baie goed verstaan. Ek persoonlik, daar is 3 woorde wat ek nie gebruik met verwysing na mense nie. Ek gebruik nie die woord wit nie, ek gebruik nie die woord bruin nie, en ek gebruik nie die woord swart nie. Want ek dink ons transformasie moet begin by, ons moet ons taal transformeer. En ons moet ophou om hierdie goed te skep, wat net in taal bestaan. En miskien is hierdie nie die woordfees nie, miskien is hierdie die taalfees. En miskien moet ons herbesin oor die rol van taal in transformasie. Wat dood eenvoudig beteken, ons sal moet teruggaan. Ons moet die taal herontdek. En dan net in aansluiting by Steve Biko, as ons nou die woord brein wil gebruik, ek moet sê, ek vind dit vreemd, en ek dink professor Boesak het daarna verwys, dat breinmense, as jy nou so wil praat, dink hulle is leierloos. Ek dink een van die grootste Suid-Afrikaanse leiers was Abdullah Abdurrahman. Ek het op 'n stadium iewers gelees, hy het in 1901 vir die NG Kerk 'n brief geskryf, waarin hy vir hulle gevra het, hulle het net vir hom verduidelik, hoe vat hulle 'n boodskap van liefde en saambestaan en verander dit in een van verdeeldheid en haat? Hy verstaan dit nie. Ek dink nie die NG Kerk het daai brief al geantwoord nie. Miskien moet iemand hulle vra of hulle dit nie op 'n stadium wil beantwoord nie. Dankie vir daardie terugvoer. 'n bietjie terugvoering gee. Ek wil sommer nou vir al 3 iets gou sê. Vir die tannie wat ingebel het. Kyk tannie, ek is baie trots op my breinwees en op my vermengdheid. Want soos ek verduidelik het, dit is juis in ons vermengdheid waarin ons krag lê as breingroepering. 'n Mens kan nie van 'n rassegroep praat nie, maar jy praat van verskillende kulture wat in ons is, wat ons eintlik nalat om te gebruik tot ons voordeel. Dan wil ek vir Dennis dit sê, ek verstaan sy amper sy teenstand om weer te praat oor breinwees. Ons het al so ver gevorder dat in die grondwet, in ons grondwet, kom die woord brein nie voor nie. In ons grondwet kom die woord of die kategorie, om die laaste meneer se punte te beantwoord, die kategorie klering of brein kom glad nie in ons grondwet voor nie, en ek dink dit is ook juis die invloed wat swart bewustheid gehad het in die 80er en die 90er jare, dat dit as het ware aanvaar is, dat bruin mense deel is van die groter swart groep. Maar wat gebeur het, agterna, nadat ons bly geraak het, was ons so onnigter, toe byvoorbeeld die arbeidswetgewing ons terugdruk in breinhokkies, sodat jy teen jou wil, moet jy as jy hospitaal toe gaan, of kliniek toe gaan, of skool toe gaan, of enige staatsinstelling, of gaan werk, moet jy daai hokkie, brein of kleerling, colored, moet jy invul. As jy dit nie invul nie, sal die dame daar dit vir jou namens jou invul. En natuurlijk, die arbeidswetgewing het ons ook tot 'n besef gebring dat swart ekonomiese bemagtiging ons eintlik uitsluit, omdat daardie snaakse nasionale demografie, daardie formule van 80-992 ook op 'n provinsie soos die Noord-Kaap en die Wes-Kaap toegepas word of afgedwing word, waar die meerderheid van mense breinmense is, word ons op die anderste weer die agterste speen moet suig, in terme van bevordering, in terme van werksoek. My eie kinders het dit beleef, my eie familie het dit beleef, vriende van my beleef het, dat in hierdie provinsie, of in die Noord-Kaap, waar ons die meerderheid is ons veronderstel om net tot 9% verteenwoordig te wees. Nou, wat dit maak is, hoewel ek graag, hoor wat ek sê, hoewel ek graag aan myself net as 'n mens of net as 'n Suid-Afrikaanse man beskou, werk realpolitiek werk nie so nie. Jy word as dit ware gedwing om dan jou kleinere identiteite te aanvaar en op daai vlak ook te opereer, naas die ope en meer grotere identiteit waarvan professor Koopman gepraat het. Professor Koopman, jy wou reageer? Ja, ek wil graag op Loukie ook reageer en sê, hy het gepraat oor nie rassigheid. Ek bedoel, as ons juis oor partikulêre of spesifieke identiteite praat, dan is dit binne die raamwerk van nie rassigheid, binne die raamwerk van, soos Nelson Mandela sê, ons is een menslike
ras. So 'n mens wil dit by hom beklemtoon en ook sy idee van hier by die woordfees juis. Onthou woorde het betekenis. Soos ons die woord brein gebruik het ons vanoggend afgeskop deur te sê kom ons kwalifiseer hoe ons dit gebruik en ons probeer deur die gesprek te sê ons gebruik dit binne 'n bepaalde raamwerk en ons wil ook ek wil vir hom sê ook die is juist vir my 'n verkeerde manier van brein gebruik as ons so sê breinmense soek breinleiers. Dis geskeidenheid. Nelson Mandela, Thabo Mbeki is ons leiers. Ja, verstaan daardie punt. Maar as jy byvoorbeeld sien hierdie vinnige reaksie toe Wade van Niekerk sy medalje gewen het verlede jaar op Twitter was die hitsmerk Wade is my cousin. En elke breinmens het gesê Wade is my cousin. Daardie behoefte sê vir my daar is 'n leemte vir die soort erkenning van of dit 'n rolmodel sou wees of dit is van prestasie dat daar 'n leemte is, dat daar nie erkenning is nie. Ja, nee, ek dink 'n mens kan dit verstaan. Jy het empatie wanneer mense daai soort toe-eiening van 'n way doen, want dit gebeur sodat daar breinmense is wat die ervaring het waar mense vir hulle sê maar luister, wat kom nou eintlik uit sogenaamd breingeleerder, as ek dit nou moet noem, iemand wat brein skeidend gebruik. Wat kom daar uit? Watter groot leiers kom daar uit? En daar word hierdie geskiedenis waarna hy verwys, die Abdurrahman, die Jake Gerwels, en die word onderspeel, die Trevor Manuels. So daar gebeur dat mense half reaktief optree en sê, maar kyk hier. Ons moet natuurlik versigtig wees dat ons dit nie met die oog op skeiding gebruik nie, maar daar was vir mense wat aan mekaar hoor. Jy behoort aan 'n groep en kom ons noem dit ook by die naam. Daar was mense wat gediskrimineer het en gesê die sogenaamde gemengde groepe, bastergroepe, is die minderwaardige groepe. Op die hiërargie van etniese indelings lê daai groep heel onder in terme van waardigheid. En daai soort goed leef nog subtiel en deel van daai psigologiese reaksie rondom Wade het ook te maak met hierdie stoei waarmee sommige mense loop. Maar ek dink dit gaan dieper. Toe ek die navorsing doen vir my boek en ek kry hierdie Boesman karakter in die 19de eeu Cabo en ek lees sy stories en sy gedigte en sy verstaan van wat God is en skepping en al daai sofistikeerde goed, het dit my hart so gelig. Ek nog nooit van tevore ons eie mense se woorde gelees oor hierdie belangrike goed is voor die koloniste gekom het nie. En ek het onmiddellik net gevoel, hier is 'n ancestor wat ek mee kan identifiseer, wat voor die buitelandse geloofstelsels hier aangekom het, dat ons mense iets geglo het, ons het poetry gehad, ons het stories gehad, ons was belangrik en ons het geveg teen die wat ingekom het. So die belangrikheid is nie net dat daar 'n breinheld is wat hoog kan spring of lekker kan sing nie. Dit is iets diep. Dit wil sê dat ons identifiseer met grootheid, met visionaries, met die feit dat ons al lankal hier is en hier aankom en dat ons groot goed hier gedoen het. As jy vanoggend vinnig jou kommentaar nog wil deurstuur, as jy baie welkom, baie wat vra waar hulle die boek kan kry, oom Willem van Elsies wat vinnig vra waar hulle die boek kan kry, Sylvia? Die boek is beskikbaar by exclusive bookshops en dis Tafelberg is die uitgewers. En as hy vir my op Facebook of net 'n boodskap stuur, kan ek seker maak dat hy 'n kopie kry. John van Benoni sê wat van Saartjie Baartman, sy is tog 'n ikoon. Miskien sy vinnig daarop wil reageer, Dr. Boesak. Asseblief, ek wil my halfbroer ontmoet. Hy en ek is ewe oud. Ek is 'n wit vrou, dit sal vir my totale healing bring. Asseblief, ek wil my ander nuwe familie ontmoet en geniet om vir hulle 'n halfe ouma te wees, skryf hierdie luisteraar. As jy wil saamgesels, as jy baie welkom. Jy kan vir ons ook nog steeds bel. Ek het haar die nommers vroeg vanoggend gegee. Ons is kamptig Euro-Afrikane. Die Kaapse volk het ongelooflik baie dinge om op trots te wees. Maar ons breinmense is dan niks in die oë van die regering nie. Ons taal word doodgemaak en hulle kyk lyk die TV niks, weer niks. Wat is wat die nageslag genoem word wat van 'n gemengde paartjie byvoorbeeld bruin en wit is? Wat is daai kind dan as dit? Ja,
Ek het reg aan die begin gesê dat breinwees is 'n evoluerende identiteit. En wat dit beteken, ons groei steeds op onverwagse plekke, gemengde paartjies, nou dat die wetgewing daarteen is verwyder, ons moet gewoond raak daaraan, mense. My eie dogter is getroud met 'n Engelsmannetjie van Londen. Hy is my skoonseun en ander dag het hulle vir ons gekoloniseer. Ek is lief vir hom. Is familie. Ons moet groot word, mense, en ons moet aanvaar dat die breinmense groei op plekke, op onverwagse plekke en hoeke. Daarom is ons dinamies, ons is evaluerend. Laat ek net dit sê, op 'n meer ernstige noot. Ons moet op 'n manier 'n balans probeer vind in ons land se lese, naamlik die eenheid as Suid-Afrikaners, die grotere identiteit, maar ook die verskeidenheid. Ons kan nie net hamer op die eenheid nie, daai groter geheel nie. Daarom wil ek sê, wees trots op jou naaldstring, wees trots op jou kultuur, wees trots op jou kultuureiendom, wees trots op jou goedere, op jou Afrikanerskap, op jou breinskap, het maak nie saak nie, maar bring dit in as 'n ryke verskeidenheid, sodat ons almal baat kan vind by jou eie spesifieke stuk geskiedenis en kultuur en taal, sodat ons saam daai nasie kan bou. Goeiemôre. Simon hierso. Daar was op 'n stadium in ons geskiedenis hierdie gesegde wat gesê het black and beautiful. En dit was vir my in die 70er jare daarop gemik om ons waardigheid, ons geskapenheid na die beeld van God, ons gelykheid met almal in hierdie land te bevestig. Daar was 'n stadium in die geskiedenis van hierdie land wat daarop gemik was om mense wat nie wit was te reduseer tot 'n rat in die ekonomiese masjien van Suid-Afrika. En dit was daarop gemik om ons minder as mens te maak. En ons het wonder bo wonder met die bevrydingsteologie wat ons destyds ontvang het aan die Federal Theological Seminary of Southern Africa uitgegaan en die boodskap van volledig mens wees, die boodskap van geskapenheid na God se beeld, dit te gaan uitdra. En ek glo daar is vandag nog plek in hierdie mooi land van ons. Trouwens, nie net plekkie, daar is nog baie plek, want ons vooroordele, ons superioriteite wat ons konkretiseer, moet ons begin mee wegdoen en dat ons as gelykes mekaar aanvaar. Professor Nico Smit het begin met wat genoem was Koinonia, 'n organisasie om mense uit verskillende rassegroepe, uit mense van verskillende kulture bymekaar te bring in die soeke en in die werk na versoening in hierdie land. En miskien moet ons daar inisiatief van wyle professor Nico Smit weer opneem. Dankie. Baie dankie daarvoor, Simon. Ons ongelukkig moet ek jou vra om klaar te maak. JJ, as jy 30 sekondes jou punt kan maak. Goeiemôre Frans, baie dankie vir die onderwerp. Dit is vir my wonderlik om te dink dat kyk ek kom self daar van Stellenbosch af en ek wil maar net dit sê vanoggend. Ek is seker die eerste ou voor 1994 wat 'n 50% aandeel van my besigheid gegee het aan 'n tweelingman en sy vroutjie Victor en Fransie. En ek is so trots op die tweeling naas julle. Is 'n wonderlike kultuur, wonderlike mense. Ek dink wat die tweelinge, as ek dit so mag uitdruk, weg mee moet doen is die feit is laat vergeet die verlede. Jy weet
daar staan toch Okay, die woord JJ, wat baie sê dankie vir vergeet jou wat agter oproep. is 'n strekkie uit wat na vore is. Ons kom Dis ons 'n los dit gou pragtige eers mens. daar. Dankie JJ. Ek dink nie ons moet vir enigiemand voorskryf hoe hulle enigsins iets moet hanteer nie, veral as breinmense. Sommige breinmense sê hulle sit nog met 'n stuk seer. Maar ek erken en dankie vir jou oproep en die mededeelsaamheid en dit vir jou belangrik was om te deel en dat jy daai skuif gemaak het. Ons tyd haal ons in. Ek wil vir jou 30 sekondes gee om vir my te sê. So hoe neem jy eienaarskap van jou geskiedenis? Jy skryf 'n boek, jy doen navorsing. Wat begin jy Dr. Boesak? 30 sekondes asseblief. Ja, ek het 'n boek ook geskrywe, so glo ons, uit 'n Khoisan perspektief, maar hopelik is dit ook vir ander mense om daaruit te leer. Dis 'n bydrae tot 'n groter debat en ek dink dat hierdie gesprek moet voortgaan want so kan ons werklik 'n nasie bou. En jy doen navorsing soos die naaldstring lesings en die naaldstring lyrics vir die ATKV, ja. Dr. Nico? In my navorsing en die poste wat ek bekleed tot nou toe soek ek aan mekaar hierdie groter verbondenheid, gelykwaardigheid vir almal en geregtigheid vir almal, vir elke spesifieke groepering en vir elke individu. Sylvia? My boek is ook ontwerp in 'n dansdrama wat by teaters oral in die land later in die jaar gaan wees en ons is ook besig met 'n film want hierdie gesprek is groter as net een boek. So baie dankie aan al ons gaste se tyd vanoggend hierso op Praat Saam se gespreksreeks moontlik gemaak deur USB. Baie dankie vir julle betrokkenheid ook met hierdie afgelope week se gesels en dankie aan ons gehoor wat kom deel word het vanoggend. Môreoggend hoop ons sal julle weer hier wees vroegoggend om saam te gesels. Onthou ons telefoonnommers, die geld vir die res van die week en jy kan dan ook vir my SMS stuur en daar's 'n verskeidenheid van aspekte waaroor ons gaan gesels hierdie week. Nie soos die persoon hier sê, jy het net hierso gekom om weer moeilikheid te kom maak nie. Ons is hier om te praat, ons is hier om 'n bietjie uit te ry. Ons is hier om mekaar beter te verstaan en die pad beter verder saam te loop. Baie dankie vir julle teenwoordigheid. Ek sien jou môreoggend 5 minute oor 8 weer hier op Praat Saam.